Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. My broers en susters, hoe ver moet 'n mens gaan om jou medegelowige te dien? Hoe ver moet jy gaan om medegelowiges wat vandag hier is, of die wat nie hier is nie, te dien? Moet jy maar net so nou en dan vir hulle hallo sê, en dan so nou en dan 'n geselsie aanknoop om te hoor hoe dit met hulle gaan? Of moet jy met hulle oor jou geloof praat? Moet jy na hulle toe gaan en vir hulle bid? Moet jy hulle so van tyd tot tyd met taakies help? Taakies wat hulle nie op hulle eie kan doen nie, maar dan bied jy aan om hulle te help. Is dit genoeg? Is dit wat dit beteken om te sê, dien mekaar in liefde? In die boek van Kolossense lees ons van iemand wat 2110 kilometer ver gereis het om sy medegelowiges te bedien. 2110 kilometer is 'n ver afstand. Dit is van Port Elizabeth na Pretoria en terug. Of 'n mens kan sê, dit is van Port Elizabeth reg deur Suid-Afrika, reg deur Zimbabwe, tot in die noorde van Zimbabwe, waar Harare is. Dit is die afstand wat hy gereis het om sy medegelowiges te bedien. Hierdie man se naam was Epaphras. Hy het van Kolosse gekom en hy het die gemeente in Kolosse, vandag is dit Turkye, Kolosse in Turkye, hy het daar die gemeente gestig. En hy was waarskynlik iemand wat tot bekering gekom het omdat hy Paulus se evangelie gehoor het. En toe het hy dit nou verder gevat en hy het 'n gemeente in Kolosse gestig. Nou hy het van Kolosse na Rome toe gereis, 2110 kilometers, om na Paulus, wat in die tronk was in Rome, te gaan. Hy wou by Paulus gaan praat oor die probleme en die omstandighede van sy gemeentelede daar in Kolosse. Want hy wou graag, met daardie raad wat hy by Paulus sou kry, sy gemeente nog beter bedien. Hy het vir Paulus en Timoteus vertel van die Kolossense se geloof in Christus Jesus en van hulle liefde vir hulle medegelowiges. Twee dinge. Hy het vir hulle vertel van hulle geloof in Christus Jesus en van hulle liefde vir hulle medegelowiges. Ons kan dit lees in Kolossense 1 vers 3 en 8. Epaphras het nie net vir die Kolossense bedien nie, hy het ook vir Paulus kom bedien. Paulus was verhoorafwagtend daar in Rome in 'n tronksel. Verhoorafwagtend omdat hy die evangelie verkondig het en die Jode hom aangekla het. Hy het baie vir Paulus gehelp en hy het hom baie bemoedig, want Paulus het baie bemoediging nodig gehad daar in daardie donker tronksel. En Paulus het vir die Kolossense geskryf dat Epaphras 'n getroue dienaar en 'n medediensknegt van die Here Jesus Christus was. Lees dit maar in Kolossense 4 vers 7. Paulus en Timoteus was bly om al hierdie berigte van Epaphras oor die Kolossense te hoor. Hulle was bly om te hoor van die geloof wat die Kolossense gehad het in die Here Jesus Christus en van die liefde wat die Kolossense vir mekaar gehad het, vir die medegelowiges. Wat het vir Paulus soveel vreugde en soveel dankbaarheid gegee?
Die Kolossense se groot geloof in die eerste plek. Dit is wat vir Paulus hierdie vreugde gegee het. In Kolossense 1 vers 4 skryf Paulus en Timoteus van hulle dankbaarheid, omdat hulle van die Kolossense se geloof in Christus Jesus gehoor het. En u het miskien gewonder, en ek sê dit maar net terloops, hoekom praat hy hier van Christus Jesus en nie van Jesus Christus nie? Ons weet dat die Seun van God se naam, wat God die Vader vir hom gegee het, Jesus was. Maar Christus was nie die Here Jesus se van nie. Dis nie soos Henk Botha nie, Jesus Christus nie. Nee, die naam Christus is eintlik 'n amptstitel. Soos koning, soos gesalfde een, die anointed one, die Messias, Christus. Net soos wat 'n mens praat van 'n dokter of 'n advokaat, dit is Dr. Smit. So was dit deur Jesus se amptstitel, Christus Jesus. En daarmee wou Paulus die klem laat val, dat die mense van Kolosse kan sien, hy praat van die koning Jesus. Hy praat van nie net 'n mens nie, maar die koning van die konings. En in Kolossense 1 vers 2 rig hulle hul brief aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is. U kan dit maar later weer lees. Die brief is aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is. Hierdie gelowiges se geloof was eg. It was real. Paulus het hulle heiliges genoem. He called them saints. 'n heilige is niemand wat volmaak is nie. He's not perfect. Maar dit is iemand wat aan God behoort. Hy is, of sy is, God se eiendom. God het hom of haar sy eiendom gemaak, afgesonder. Nou uit wat Paulus en Timoteus van Epafras gehoor het, het hulle geweet dat daardie Kolossense se geloof eg was, reël. En hulle was so bly daaroor. Hoekom? Want Paulus het vir Epafras van die Here Jesus vertel en Epafras het gelowig geword. En nou het Epafras daardie gemeente gestig in Kolossense, in Kolosse, en dan ook in Laodicea en nog 'n ander stad daar naby. En nou sien hy die vrug op sy arbeid as Paulus. Hy was so bly dat hy vir God die Vader gedank het wanneer hy vir die Kolossense gebid het. Wat is hierdie geloof waarvan Paulus praat? Die Bybel leer vir ons dis 'n vasstaande, 'n sure knowledge, 'n vasstaande kennis, 'n vasstaande wete dat alles wat in hierdie Bybel staan die waarheid is. Dis 'n vasstaande kennis wat alles wat God hier sê vir waar aanvaar word. Dis in die eerste plek 'n vaste kennis. Hebreërs 11 vers 1 sê, dit is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien nog nie die hemel nie. Ons sien nie die hemelse glans van die hemel nie. Ons probeer met ons menslike verstande vasstel hoe dit nou daar moet lyk. Ons lees in Openbaring van goue strate en parels en al so aan. Maar ons sien dit nog nie. Ons hoop nog net daarop. Maar dit is nie net 'n kennis nie, dis ook 'n vaste vertroue. And assured faith that it will happen. Dit is 'n vaste vertroue dat God my sonde net ter wille van Jesus Christus se verdienste aan die kruis vergewe het. Dis 'n vertroue.
Ek twyfel nie eers daaroor nie. Dit is wat die Bybel vir ons sê. Byvoorbeeld, God die Vader het hierdie vertroue vir ons gegee. En hy het die Heilige Gees gebruik om vir ons daardie geloof te gee. Met ander woorde, dis 'n gawe van God. Dis 'n present. Ons het dit nie verdien nie. Dis 'n present, 'n gawe, 'n gift wat God deur sy Heilige Gees vir ons gee. En ons kan ook dit lees in Matteus 16 vers 17 en 2 Korintiërs 4 vers 13. Dis nie iets wat 'n mens verdien nie, en dit moet mens baie mooi onthou. Dis nie iets wat ons verdien nie. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Dis 'n gawe, verniet, gratis. Lees dit maar in Efesiërs 2 vers 8. Baie keer dan dink 'n mens mos, ek het my hart vir die Here gegee. Ek het tot bekering gekom. Ek is tog so oulik. Ek is tog so goed. Nee, dit is God wat in jou hart ingebreek het met sy Heilige Gees, en hy het vir jou daardie geloof geskenk. En daarom is Paulus so bly om van die geloof van die Kolossense te hoor. En daarom dank hy God elke keer wanneer hy vir die Kolossense bid. Wat 'n vreugde! Die Kolossense se groot geloof het Paulus se siel verfris. It renewed his spirit. So het Epaphras vir Paulus in die tronksel kon bedien, sodat sy siel verfris kon word. Want dit het vir Paulus nuwe moed gegee, dit het vir hom nuwe volharding gegee, more commitment, en hy kon nie anders as om telkens wanneer hy bid vir die Kolossense, die Here daarvoor te dank dat hy van hulle geloof hoor nie. Nou is die vraag, glo jy in God? Glo ek in God? Glo jy alles wat in die Bybel staan? Alles. Van Genesis tot Openbaring. Glo jy dat God op grond van Jesus Christus se verdienste aan die kruis al jou sondes vergewe het? En dat hy vir jou 'n ewige lewe skenk as present? Glo jy dit? Want as jy dit waarlik glo, dan wil ek nou vandag uit die Bybel uit vir julle verkondig. Julle behoort, en ek behoort aan God. Ons is sy eiendom. Ons is vir hom afgesonder. En jy kry dit verniet. Gratis. Dit hang nie af vir wat jy vir God doen nie. Dit hang nie af vir wat jy vir jou medemens doen nie. Dit hang alles af net van wat Jesus Christus reeds vir jou aan die kruis gedoen het. Dan is jy saam met Paulus bly wat God vir die medegelowiges doen. Dank God wat hy vir jou doen. Dank God daarvoor. Dank God wat hy vir jou medegelowiges doen. Dank God vir wat hy vir my gedoen het as medegelowige. Dank God, want dan dien jy mekaar. Then you are really serving me and your fellow believers. Bid vir jou broers en susters. Moenie net vir die mense wat in die hospitaal is bid, of vir die mense wat swaar kry, of wat dalk iemand aan die dood afgestaan het. Moenie net vir hulle bid nie, ja, bid vir hulle ook, maar bid verder ook vir diegene wat dit op die oog af lyk dat dit goed gaan met hulle. Seemingly they are okay, bid vir hulle ook. Bid vir hulle wat 'n groot geloof in God het. Dank God vir daardie mense rondom jou in jou lewe. Dank God daarvoor. Want dan bedien jy jou medemens.
Weet, ons het net nou gepraat van Paulus se siel wat opgespring het in sy gemoed, toe hy dink aan hierdie geloof, wat hy nou gehoor het van Epafras. Nou kom ek pas dit toe op myself. My siel spring op in my, as ek julle liefde sien, as ek julle hoop sien, as ek julle groot geloof sien, want dan weet ek, daar is vrug op die arbeid. Al is ons baie keer ou paartjies, daar is vrug. Epafras was 2110 kilometer ver van sy gemeentelede, maar hy het hulle nog steeds bedien. Paulus skryf in Kolossense 4 vers 12, dat Epafras in diens van Christus Jesus staan, en dat hy altyd ernstig vir daardie gemeentelede bid. Hy het gebid dat hulle staande mag bly. Hy het gebid dat hulle geestelik volwasse, spiritually mature word, en dat hulle in alles aan God gehoorsaam sal wees. Kan jy sien, dit is dinge wat ons vir mekaar kan bid. Ek vir julle, julle vir my, julle vir mekaar, dat die een en die ander geestelik volwasse sal wees, geestelik sal staande bly, al is daar hoeveel aanslae van die duiwel af, al is daar hoeveel versoekinge in die lewe, al is daar mense wat jou heeltyd wil aftrek na hulle geloof, bid vir mekaar, dat julle kan staande bly, dat julle volwasse sal wees in die gees, en dat julle aan God gehoorsaam sal wees, God wat alles hier in hierdie boek geskrywe het. Julle kan maar dit lees, ook in Kolossense 4 vers 12. Al was die afstand so groot, so ver, getuig Paulus dat Epafras steeds baie ywerig vir die gemeentelede van Kolosse gewerk het. Jy kan jou medegelowige bedien deur jou voor God te verheug oor hulle groot geloof. Jou blydskap moet deel uitmaak van elke gebed wat jy opstuur na God toe. Jou blydskap oor ander mense se geloof, jou blydskap oor jou geloof, jou blydskap dat jy weet dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Dit mag nie uitgelaat word uit 'n gebed nie. Jy kan ander mense bedien, jy kan mekaar bedien, deur vir mense wat swaar kry en seer kry te bid. Sê vir daardie mense wat jy vir hulle gedoen het. Sê vir daai mense, ons het vir jou gebid. Ek het vir jou gebid vandag, Ella. En sê vir my, ek het vandag vir jou gebid, Henk. Dit bemoedig vir haar, dit bemoedig vir my, dit bemoedig elkeen. Sê vir hulle wat jy vir hulle doen, sodat hulle God vir jou kan bedank, vir jou geloof kan bedank, en jy God vir hulle geloof kan dank. Maar tweedens, Paulus is dankbaar oor die Kolossense se lewendige liefde. Die Kolossense het 'n reputasie gehad dat hulle vir hulle medegelowiges lief was. Kan ons dit sê van ons groepie, dat mense in hierdie sentrum weet dat ons vir hulle lief is? Kan ons dit werklik sê? Het ons so 'n reputasie dat ons sulke liefdevolle mense is? Paulus skryf in Kolossense 1 vers 4 dat hy God oor hulle liefde vir al die heiliges dank. Vir al die heiliges dank. Hulle geloof was nie maar net hol woorde nie, maar hulle geloof het tot liefdesdade oorgegaan. Wat beteken dit? Dit beteken dat omdat hulle gelowig was, het die liefde uit die geloof uitgegroei. Dit is die kenmerk van disippels van die Here Jesus. Dit is die kenmerk van 'n volgeling van Jesus Christus, dat hy liefdevol is. Jesus self het vir sy disippels gesê in Johannes 13, vers 35, hy het gesê, hieraan sal julle almal weet dat julle my disippels is,
as julle liefde onder mekaar het. Dis die kenmerk. Jesus Christus het dit self gesê, liefde is die kenmerk dat jy 'n volgeling, 'n disipel van hom is. Lees dit maar in Johannes 13 vers 35. Sonder liefde is ons niks, we are nothing without love. Dit staan ook in 1 Korintiërs 13 vers 3, daai pragtige hoofstuk in die Bybel wat gaan oor die liefde. Sonder liefde is ons niks nie. Liefde, luister mooi, bewys dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe in. Ons het oorgegaan uit die dood in die lewe in as ons liefde het. En daarom dank Paulus vir God vir die lewendige liefde van die Kolossense. Dis iets om oor te skryf. Dis iets om God oor te dank. Dit is iets om God oor te loof en te prys. Liefde vir medegelowiges begin met liefde vir diegene wat die naaste aan jou is. Daar in jou huis, daar in jou gesin, liefde vir 'n vrou, of vir 'n man, of vir kinders, of die kinders nog in die huis is, of al uit die huis het, daar is wat liefde moet begin. Dank God dat jy iemand het om voorlief te wees, want dit kon so anders gewees het, dat jy niemand gehad het in jou huis om voorlief te wees nie. Dank God as hulle vir jou lief het, want dit kon ook so anders gewees het. Dit is 'n gawe van God. Vertel mense in jou huis, in jou familie, van jou liefde vir hulle. Vertel hulle dat jy vir God dank, omdat hulle vir jou lief is. Dank God dat jy hulle geloof kan sien uit hulle liefde vir huisgenote, vir family members. Maar wees ook lief vir die heiliges in die kerk waarin jy behoort. Wees lief vir hulle, wees lief vir mense in die gemeenskap van die heiliges, soos wat ons vanoggend hier is. Sien hulle liefdesdade raak. Ek kyk nou daar na 'n liefdesdaad. Dank God dat jy dit kan raak sien. Dank God dat hy jou geloofsoë oopgemaak het, dat jy hulle liefde kan raak sien. En laat jou siel opspring van vreugde, soos wat ek van tevore oor gepraat het. Liefde maak 'n einde aan rusies en twis. Dit bou gemeenskap op. It builds communion. Communion of the saints. Ons bely mos dat ons glo in die gemeenskap van die heiliges, die gemeenskap van die gelowiges. Want so wys ons dat ons disippels van Jesus Christus is. Met 'n lewendige liefde bring ons lof en dank aan God die Vader ter wille van sy seun Jesus Christus. Paulus is verheug en dankbaar oor die Kolossense se groot geloof, tweedens vir hulle lewendige liefde en derdens vir hulle hartstogtelike hoop. Hartstogtelike hoop, passionate love, a passionate hope, hartstogtelik. In 1 Kolossense 1 vers 5 skryf Paulus dat die Kolossense se geloof en liefde gegrond is op die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele. Ek gaan dit herhaal. Hulle geloof en liefde is gebaseer, is gegrond op die hoop wat vir hulle weggelê is in die hemele. That's the foundation. Their hope is the foundation for their love and their faith. Die hemel was 'n werklikheid vir hierdie Kolossense. Vir die ware gelowiges. Dit was 'n werklikheid. It was real. Dit was vir hulle 'n vaste wete dat hulle hemel toe gaan. Dit was vir hulle 'n vaste wete dat alles wat die Here in hierdie Bybel geskryf het oor die hemel en die hiernamaals en die redding deur Jesus Christus absoluut waar is, 'n vaste wete.
hulle het ook vas vertrou. They believed it, they trusted it. Want die Heilige Gees het hulle daarvan oortuig, dat Jesus Christus vir al hulle sondes betaal het aan die kruis. En dat hy hulle volledige verlosser is. Dat hulle niks hoef by te sit nie. Hulle hoef nie handjie by te sit nie. Christus het volledig die prys betaal. Hy het alles gedoen wat vir hulle ewige saligheid nodig is. Alles. Hulle het dit vas vertrou. En daarom was die hemel vir die Kolossense 'n vaste werklikheid. Paulus het geweet dat die Kolossense nie 'n blywende stad op aarde het nie. Hy het ook geweet dat hulle dit weet, dat dit wat hulle op aarde doen, beteken hulle is maar net bywoners hier op die aarde. Dis nie hulle permanente plek hier nie. Hulle het 'n plek in die toekoms, hulle het 'n plek in die hemel. En Paulus het geweet dat hierdie ware gelowiges dit geweet het. Ons lees dit byvoorbeeld in Hebreërs 13 vers 14, dat ware gelowiges soek die toekoms. Dit wat hulle nog nie kan sien met die oë nie, hulle soek daardie toekoms. Hulle het 'n hartstogtelike hoop. They have a passionate hope in heaven, in die hemel. En hulle het vir daardie hoop gelewe. En omdat hulle vir daardie hoop gelewe het, het hulle geloof gehad en liefde. Jesus het mos gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hulle hoop was in die hemel, en daarom was hulle hart ook in die hemel, nie hier op die aarde nie. Dit is geen wonder nie, dat Paulus telkens vir God gedank het oor die Kolossense se groot geloof, hulle lewendige liefde en hulle groot hartstogtelike passie, hulle hoop om in die hemel te wees. Want die evangelie het mos vrug gedra. Paulus, wat daar in 'n tronk sit, kon hoor van die vrugte op sy werk. Hy kon het hoor. Epafras het vir hom daarvan vertel. En dan skryf Paulus in sy brief, hy sê, die evangelie het vrug gedra van die dag af wat julle die evangelie gehoor het, tot op die dag wat julle geleer het van God se genade. Vrug. Wat is jou hoop? Wat is my hoop? Is ons hoop in die hemel waar Christus is? Is jou hoop die grondslag, die basis van jou liefde vir medegelowiges en jou geloof in Christus Jesus, koning Jesus? Hebreërs 6 vers 19 sê, luister mooi, ons het hoop as 'n anker. 'n Anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper, luister mooi daai woord, as voorloper reeds vir ons ingegaan het. Hebreërs 6 vers 19. Hy is ons voorloper. En daarom is ons sy volgelinge. Hy het voorgeloop, ons loop agter hom aan. Ons sal ook in die voorhangsel, in die hemel ingaan, wanneer dit ons tyd word. Want hy is ons anker. Ons is nie ons eie anker nie. Ons kan ons aan niks anders anker nie. Ons anker ons aan Jesus Christus, want daar is ons veilig. Ons hoop is in hom geanker. En dan kan die wêreld maar lag en spot. Dan kan daar maar dreigemente kom. Dan kan daar maar woelinge kom in hierdie wêreld. Ons is veilig. Ons anker is in die hemel. God het vir ons daardie geloof gegee. God het vir ons Jesus Christus gegee. God het vir ons die Heilige Gees gegee. En daarom kom ons dien mekaar
Ons dien mekaar uit dankbaarheid vir God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Amen.